Goeiemôre vriende, vandag is dit Vrydag 9 Mei, begin van die naweek 2025. Ek hoop sommer julle het 'n lekker naweek. Die van julle wat sommer 'n lekker lang naweek gemaak het, geniet sommer die week. Ek wil vanoggend met die gebed begin hier sommer uit Psalm 103 uit. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou nog vasgevang in hierdie stukkie in Spreuke 22, waar hy kom sê, waar die spreekgedigter die volgende kom sê hier in vers 9, ek onderrig juis vir jou vandag, sodat jy op die Here kan vertrou. So hy onderrig ons. Ek skryf vir jou belangrike voorskrifte neer om jou leiding te gee, sodat jy die nodige kennis kan opdoen, sodat jy die waarheid kan erken en die woorde waarop jy kan vertrou, en op die ou end 'n betroubare verslag kan gee as iemand jou stuur. So ek kom sê, die volgende paar dinge dink ek is nogal vir jou belangrik, wanneer ek vir jou leiding wil gee. Moenie 'n ander mens tekort doen nie. Moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie, né? En dan sê hy, die Here sal hulle saak behartig en die wat hulle vir hulle beroof, van die lewe beroof. Het is 'n bietjie stil gestaan ook, selfde tyd met, moenie maats maak met 'n opvleende mens nie, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie, dalk leer jy sy verkeerde maniere aan, hè. Die derde en die vierde ding wat hy kom sê vir ons in hierdie gedeelte, wat hy eintlik kom sê, dis waarna ek julle wil onderrig, dit is hoekom ek vir julle die goed vir julle neerskryf, sodat dit vir julle leiding kan gee, sodat julle die nodige kennis kan hê. Kom sê hy, moenie die een wees wat borg staan vir iemand anders nie. Moenie instaan vir ander se skulde nie. Waarom moet hulle selfs jou bed onder jou uitvat as jy nie kan betaal nie? En vriende, ek dink ons moet baie mooi besop daarvoor dat baie keer mens moet 'n sagte hart hê, maar jy moet ook nie stupid wees nie, né? Nee, soos nou kyk nou wat die spreekgedigter vir ons sê, moenie borg staan nie. Jy kan nog staan jy vir 'n ou borg en jy sit jou huis op as 'n borg vir jou en daar vou sy besigheid en daar is jou vrou en jou kinders sonder huis. Daarom sê hy, moenie die een wees wat borg staan nie, moenie instaan vir ander se skulde nie. Waarom moet hulle selfs jou bed onder jou kom uitvat as jy nie kan betaal nie? Want die oomblik as daai ou vrou nie kan betaal nie, met die goedheid van jou hart kom vat jou huis, dan staan jy niks, né? So kyk altyd dat 'n ou nie dom besluite neem nie. Mens kan altyd 'n sagte hart hê, maar moenie dom besluite maak nie. Moenie borg staan sommer vir iemand en vir iemand anders se skuld in staan nie, vriende. Dit is 'n dom ding om te doen. En dan die volgende ene wat hy sê, moenie grense verlê wat lankal daar is nie, wat jou voorouers al vasgestel het. En nou is ons sommer hier na Spreuke 23 gaan vers 10 toe staan dan dieselfde weer. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie. Moenie weeskinders se grond vat nie, né? Alright. Nou hierdie moenie grense verlê wat lankal daar is nie. Vriende, baie keer het ek en jy vriendskappe. Baie keer het ek en jy besigheidsbelange. En dit is baie keer wat deur ons ouers al daar gestel het. So die ouers, wat doen die ouers? Die ouers het goeie verhoudinge daar gestel. Die ouers en vroue, jou ouers wat in besigheid is, of op 'n vriendskaplike vlak is, het 'n lang pad gestap om hierdie verhoudinge daar te sit. Dit is wat met die grense vas lê beteken. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie, né? Hierdie grense is deur verhoudinge daar gestel. Verhoudinge om te sê, maar ek is betroubaar. My ja is my ja, my nee is my nee. Dit is lang tyd wat dit neem om hierdie verhoudinge daar te stel. En dis grense wat daar gesit is. So nou as jy as 'n jong laat daar kom of 'n ouer persoon en jy wil sommer so woetswarts met hierdie verhoudinge werk asof jy al die kennis in die wêreld het, moenie dit doen nie. Want jy verlê die grense. Wat beteken jy vernietig die grense? En mense kyk na jou en hulle dink maar jy sal nie soos jou ma en jou pa wat hierdie goed altyd reg gedoen het op die regheid met nie. En dan sê mense, nee, ek stel nie belang om met jou besigheid te doen nie. Ek stel nie belang in jou vriendskap nie. So hierdie vers is verskriklik belangrik. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie, wat jou voorouers al vasgestel het nie. Sommer my 5 sent vandag, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.